Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Eerste belofte van verlossing. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Genesis hoofstuk 3 vers 15. Aan die mens is die eerste aanduiding van verlossing meegedeel in die vonnis wat oor Satan in die tuin uitgespreek is. Die Here het verklaar, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Hierdie vonnis, uitgespreek ten aanhore van ons eerste ouers, was vir hulle 'n belofte. Terwyl dit oorlog tussen die mens en Satan voorspel het dit verklaar dat die mag van die groot teenstander uiteindelik gebreek sou word. Adam en sy metgesel is verseker dat hulle, ondanks hul groot sonde, nie aan die beheer van Satan oorgelaat sou word nie. Die Seun van God het aangebied om met sy eie lewe versoening te doen vir hul oortreding. 'n Proeftydperk sou aan hulle toegestaan word, en deur bekering en geloof in Christus kon hulle weer die kinders van God word. Die oomblik toe die mens die versoekings van Satan aanvaar het en die dinge gedoen het wat God gesê het hy nie moes doen nie, het Christus, die Seun van God, tussen die lewendes en die dooies gestaan en gesê, laat die straf op my val, ek sal in die mens se plek staan, hy sal nog 'n kans kry. Sodra daar sonde was daar 'n verlosser. Christus het geweet dat hy sou moes ly, maar hy het die mens se plaasvervanger geword. Sodra Adam gesondig het die Seun van God homself as borg vir die mensdom aangebied, met net soveel mag om die verdoemenis wat oor die skuldiges uitgespreek is, af te weer as toe hy aan die kruis van Golgotha gesterf het. Alhoewel somberheid en duisternis soos die doodskleed oor die toekoms gehang het die ster van hoop in die belofte van die Verlosser die donker toekoms verlig. Die evangelie is eers deur Christus aan Adam verkondig. Adam en Eva het opregte hartseer en berou oor hul skuld gevoel. Hulle het die kosbare belofte van God geglo en is van algehele ondergang gered.